Goeiemôre, dit is Vrydag, die 2de Januarie. Vanoggend lees ons weer Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, maar ons gaan stilstaan by vers 17. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar. Hoe gereeld bid jy? Paulus sê ons moet gedurig, gereeld, eintlik elke oomblik van die dag bid. Die oomblik wat ons gereeld begin bid, in 'n stywe, naby verhouding met God staan, dan is dit moontlik om altyd bly te wees. Is dit moontlik om in alle omstandighede dankbaar te wees, want dit verander ons perspektief op die lewe, op wat rondom ons aangaan. Bid gedurig. Bid as jy opstaan, bid as jy op pad is, bid as jy by die huis is, bid as jy gaan slaap, bid nadat jy geëet het, bid gedurig. Kom ons gebruik 2026 om nader aan God te kom, in 'n verhouding met hom te leef, deur gereeld te bid, met hom te praat, maar ook na hom te luister. Ons vreugdes, ons hartseer, ons kommer, die dinge wat ons opgewonde maak, die dinge wat ons kwaad maak, kom ons dra alles in hom op, kom ons praat met hom daaroor, kom ons lees sy woord en hoor hoe hy wil hê ons moet lewe. Mag jy in hierdie jaar nader aan God kom, bid gedurig. Hemelse Vader, dankie dat ons in u krag en u genade kan leef. Mag ons in hierdie nuwe jaar, in 2026, regtig deur die Gees wat ons lei en dring, Here, nader aan u kom, meer bid. Mag ons lewe 'n gebedslewe wees. Mag ons elke dag in gesprek met u deurbring. Ja, Here, ons bid dat ons verdiep in ons verhouding met u. Dat ons kan, soos Paulus sê, altyd bly wees. Dat ons kan, soos Paulus sê, in alle omstandighede dankbaar wees. Dankie vir u groot genade en u groot liefde. Ons bid, Here, dat u asseblief vir ons sal seën, dat u vir ons sal vashou en ons oë sal oopmaak vir u teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.